Colonel Gaddafi, Fidel Castro, support our struggle to the hilt. There is no reason whatsoever why we should have any hesitation about hailing their commitment to human rights as they are being demanded in South Africa. Die ANC is nie 'n goedbedoelende party wat van Suid-Afrika 'n sukses sou maak as dit nie was vir korrupsie en onbevoegdheid nie. Die ANC is 'n ideologies gedrewe party wat al vir meer as 50 jaar lank met 'n doelgerigte strategie werk om Suid-Afrika in 'n kommunistiese staat te omvorm. Om dit te verstaan, moet ons een sleutelkonsep verstaan: die nasionale demokratiese revolusie. Daarvoor moet ons in die geskiedenisboeke gaan grawe, tot by 1905, waar ons 'n skryfstuk van Vladimir Lenin vind, genaamd 2 taktieke van sosiale demokrasie in die demokratiese revolusie. En grawe tot by die ANC se Morogoro-konferensie in 1969 in Tanzanië, waar die NDR as amptelike ANC-strategie en taktiek aangeneem is. So wat is die Nasionale Demokratiese Revolusie, of NDR? Die eenvoudigste definisie is dat dit 'n strategie is waarin demokratiese middele aangewend word om kommunistiese of sosialistiese uitkomste te bereik. Lenin se 1905 skryfstuk formuleer vir die eerste maal 'n 2-fase kommunistiese revolusie. Die eerste fase behels die beëindiging van kolonialisme en die vestiging van 'n demokrasie, terwyl die tweede fase die geleidelike vestiging van 'n sosialistiese en dan kommunistiese staat is. Tog was die meeste berugte kommuniste van die 20ste eeu heftig gekant teen demokrasie en is demokratiese verkiesings in kommunistiese lande oor die algemeen verbied. Soos die einde van die Koue Oorlog genader het, is dit ook elke keer gesien as die einde van kommunisme in 'n land wanneer daardie land 'n demokratiese verkiesing gehad het. Die ANC aan die ander kant handhaaf ten minste sedert 1969 onder die ideologiese leiding van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party 'n ander soort kommunistiese ideologie, een waarin 'n demokratiese verkiesing nie die einde van die strewe na kommunisme beteken nie, maar eerder 'n noodsaaklike stap op die weg na kommunisme is. Die 1994 verkiesing was nie vir die ANC 'n verskuiwing na liberale demokrasie nie, al het die party baie moeite gedoen om dit so te laat lyk. Teen 1994 het die ANC dus politieke mag oor die staat verkry en groot internasionale aansien geniet. Tog was die party nie in beheer van al die magshefbome nie. Die regbank, staatsdiens, weermag, polisie, personeel van openbare universiteite en staatsinstellings was almal oorheers deur mense wat nie die ANC se ideologie gedeel het nie. Beheer van hierdie magshefbome moes verkry word deur middel van die ANC se gunsteling politieke taktiek: kaderontplooiing. Dit behels basies dat enige invloedryke pos gevul moet word deur iemand wat lojaal is aan die party, die kader, eerder as aan iemand wat vaardig en bevoeg is vir die pos se basiese take. Teen 2012 is die ANC tevrede dat die eerste fase van die revolusie grootliks voltooi is deur middel van kaderontplooiing en stel die party dit openlik dat dit tyd is vir die tweede fase om aan te breek. Of, in hul eie woorde, a second and economic transformation phase. In 2024 verloor die ANC egter hul volstrekte meerderheid in die parlement en vorm die misleidend benaamde regering van nasionale eenheid. Die feit dat die ANC 'n regering gevorm het saam met partye wat nie hul ideologie deel nie, beteken weer eens nie dat hulle 'n hartsverandering ondergaan het nie. Inteendeel, dis net 'n taktiese skuif in diens van die NDR. Mamoloko Kubai, lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, skryf in Augustus 2024 'n artikel genaamd A Strategic Retreat by the ANC to Advance its Cause. Daarin vergelyk sy die ANC se vorming van die RNE met strategiese retirerings van die kommunistiese diktators Lenin en Mao op verskillende tye in die 20ste eeu. Die ANC se doel met die RNE word ook onomwonde gestel:
beleidsinsette van die ander partye moet geïgnoreer word, sodat hulle onmagtig voorkom in die regering. Die partye se kiesers moet dan voel dat dit hulle niks gebaat het om vir daardie partye te stem nie. En dan hoop die ANC dat daardie partye minder stemme sal kry in die volgende verkiesing. So wil die ANC sy politieke mag herwin om die tweede fase van sy revolusie verder te implementeer. By die ANC se nasionale kongres in Desember verlede jaar sê Cyril Ramaphosa die volgende: In the first year of the GNU, we have safeguarded the core policy agenda of the National Democratic Revolution. Die ANC voel dus dat hulle steeds op koers is om hul nasionale demokratiese revolusie te voltooi. Wat beteken dit vir ons? En wat staan ons nou te doen? Die geskiedenis het reeds vir kommunisme sy rapport gegee en die uitslag lyk nie goed nie. Konservatiewe skattings raam die dodetal van kommunisme in die 20ste eeu op 80 miljoen mense. Die ANC hoef nie 'n geleentheid gegee te word om dit weer te probeer nie. So ons moet teenstand bied op alle vlakke. Want die ANC is sensitief vir die balance of forces. Daar is gelukkig heelwat rede om te glo dat die NDR nie sal slaag nie. Die internasionale aansien van die ANC is verlore. Die party se tradisionele steunbasis staan toenemend apaties en bly al meer weg van die stembus. Die faksiegevegte en geweldige korrupsie binne die ANC rig soveel skade aan die party dat personeel se salarisse dikwels nie eens betaal kan word nie. En die mislukkende Suid-Afrikaanse staat lei tot 'n verlies aan regeermiddele vir die ANC. Daarenteen is daar al meer georganiseerde gemeenskappe, staatsbestande ondernemings, selfgeldende kultuurgroepe en mense wat veg en bou. So ondersteun AfriForum en wees deel van die broodnodige teenstand teen die nasionale demokratiese revolusie.